Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenkings. Vandag is Maandag en ons kyk hierdie week na Psalm 77 as hulpmiddel ook vir die rou wat ons die afgelope week in ons gemeenskap ervaar, veral na die afsterwe van 'n geliefde onderwyser. En ek weet, almal is nie noodwendig in 'n hoërskool Alderey nie en almal het nie noodwendig rek gehad nie. Maar wat ek wel weet is dat ons elkeen iewers in ons lewe rou moet beleef. En ek wil begin deur te sê dat rou en verlies ons baie diep raak. En ten spyte daarvan dat ons weet elkeen van ons moet doodgaan aan iets, maak dit elke keer seer. En daar is nie salf of woorde wat genesing kan bring nie. Maar God gee vir ons die Bybel en onder andere die psalms wat amper elke emosie bevat. Met dit in gedagte, kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Psalm 77 vanaf vers 2. Ek roep hard uit na God. Ek roep om hulp. Ek roep hard na God sodat hy my moet hoor. In die tyd van my nood soek ek my Heer. In die nag hou ek onvermoeid my hande uitgestrek. Ek is ontroostbaar. Dink ek aan God, dan kreun ek, kla ek, dan weifel my gees. U hou my ooglede oop. Ek is ontsteld en kan nie praat nie. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Hierdie psalm beloof ons dat selfs wanneer ons woorde opraak, God steeds ons roep, ons kreun, ons weifel hoor. Asaf roep hier uit, in nood roep hy na die Here, hy soek na die Here, want hy het geen ander uitkoms nie. Dit is so reëel vir hom, dat hy sy hande uitstrek. Maar selfs dan, sê hy, is hy ontroostbaar. Hy kan nie woorde vind nie. Hoekom? Want rou doen dit aan ons. Rou steel soms selfs ons woorde. Maar tog kan ons weet dat as ons God aanroep, dat hy sal antwoord. Al is dit van ons kant af 'n kreun of 'n weifel, al is ons sprakeloos, kan ons weet God verstaan en dat hy sal troos. Hy beloof immers in Romeine 8 vers 26, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtiging, wat nie verwoord kan word nie. En jy voel dalk net soos Asaf. Miskien voel jy asof alles vaal en leeg is. Jy glimlag dalk vir ander mense, maar binnekant is jy gebroken. Jy wil in trane uitbars, jy ween. Of jy lê dalk in die nag wakker en jy skrol op jou foon om die tyd om te kry, want jy weet nie om jou emosies te hanteer nie. In plaas daarvan om teen jou gevoelens te beklei of dit te vermy of te onderdruk, bid eenvoudig. Here, ek is hartseer. En jy kan weet hy verstaan. Ons glo immers in 'n God wat mens geword het. Jesus het immers gehuil toe hy by Lazarus se graf was. En selfs aan die kruis het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? God beloof nie dat jou pyn skielik gaan verdwyn nie, maar wel dat hy jou sal troos. Kom ons maak hierdie bietjie prakties. Lees vanaand weer Psalm 77 vers 2 tot 5, sommer hardop vir jouself in jou kamer, en skryf dan een sin, Here, ek voel, en aan die woord wat jy aan jou binneste voel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons sukkel soms om woorde te vind. Hoor ons eenvoudige pleit, ons het seer. Dra ons en troos ons. Amen. Dit was dan ons oordeenking vir vandag, deel dit gerus met iemand wat dit dalk nodig het. En ek sluit af met die woorde van ons Heidelbergse Katekisme, vraag 1. My enigste troos in lewe en dood is dat ek nie aan myself hoop nie, maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus. Amen.